Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Van die heelal, oorwinnaar oor die dood, almagtige God, almagtige God. U is die een wat vir ewig vir ons sorg. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid. Vol vertroue sal ek volg. Almagtige God, almagtige God. In die arms voel ek veilig, hier by U is ek verlos. En U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid. Die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, ons aanbid U. Die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgaan. Hulle familiekerk is altyd so lekker om saam met julle te kuier. Baie welkom by ons aanlyn diens. Vandag is Vadersdag en dit is vir ons verseker 'n baie spesiale dag. En daarom het ek
vandag my seun genooi, Daniel, om vir ons te join. En ons gaan so 'n bietjie uit ons lewe uit share. So ek het gedink, kom ons begin met 'n lekker ligte van die storie van ons albei, wat ons van mekaar onthou, sommer net so op die kaf. Iets wat vir jou spesiaal was, of iets wat jy kan onthou vir my wat funny is. Ja, so as 'n fun fact, my pa het hare eintlik, hy skeur dit af. So, ek onthou maar met swart hare hierso en het eendag besluit, dis dit gaan net alles kan wees. En daai dag, dieselfde dag het ek was so bang vir my vrou gewees want sy het gesê maar mag jy my hare afsny. Ja. En toe het ons die dag het hulle vir my gesê my straf omdat ek my hare afgesny het, moet ek deur die mall gaan stap met 'n smiley face en Ja, dis waar. Ek onthou dit was nog vrees. So ja, lekker goeie van tye saam gehad. Ouens, maar vir vandag vir Vadersdag, is daar 2 beginsels wat ek graag met julle wil deel en wat ek glo as elke man en elke pappa dit verstaan, dan sal dit 'n groot verskil maak in ons kinders se lewens. En dit is basies liefde en leierskap. Liefde en leierskap. So, ons het gedink om sommer uit ons eie lewe uit bietjie te share oor hoe liefde en leierskap 'n rol gespeel het. Nou, ek wil net gou 'n tree teruggee en vir julle herinner dat my eie pappa, my verhouding met my eie pa, was glad nie goed gewees nie. My dad was 'n alkoholist gewees, so ons het geen verhouding gehad. En op 'n baie jong ouderdom is hy en my ma geskei. En toe het ons pa heeltemal gekry of uit mekaar gegaan en jare later, nadat ek die Here Jesus ontmoet het, het my lewe radikaal verander. En die een groot faset was die feit dat ek het beleef dat God vir my sê dat hy is my vader, hy is my papa, hy is my Abba. En Romeine 8 sê dit so duidelik dat ons kan vir God Abba noem, Vader noem. So my tweede kans in die lewe was gewees toe Daniel gebore was en die voorreg om deel van sy lewe te kon wees. En ek sê altyd, jy weet, my kinders het my mooi groot gemaak. Want ek dink ek het by hulle geleer waaroor dit gaan en ook om die voorreg te kon hê om te sê, weet jy wat, dit kan werk. Dit is absoluut fantasties dat 'n verhouding tussen 'n pa en 'n seun of 'n pa en sy kinders, 'n pa en sy gesin, dit is hoe God het beplan het om te wees, jy weet, en elkeen van ons kan dit doen, want kyk, as daar een van ons familie is ons verseker, het ons baie foute, maar ek dink ons het besluit dat ons wil graag werk in ons verhoudings is vir ons verskriklik belangrik. So, soos ek gesê het, liefde en leierskap was vir ons baie belangrik, en een van die beginsels wat ek vir my belangrik geraak het, was die feit dat ek besef, ek moet deel raak van my kind se lewe. Ek kan nie van hom verwag om deel te raak van my lewe nie. En dit is iets wat ek al in die boodskap van God verstaan het. Hy deel kom raak van ons lewe. Ons het nie deel gaan raak van sy lewe nie. Hy met ons, na ons toe gekom, so ons moet hom kan assosieer. So, vir my was dit baie belangrik, vandat hulle klein was, om by hulle in hulle wêreld in te gaan, om te gaan sit en saam met hom karretjies te speel, om te gaan sit, ek sal nooit vergeet die daar help gegee, maar ons het 'n baie ou golfie gehad, baie ou Joe, en die enigste manier, hy het nie 'n handrem gehad nie, die eerste manier wat ons hom kon stop was, ons het bakstene agter sy wiele geplaas. Ja, ek weet dit. En toe het jy met jou karretjies met my speelgoed en so het ek agter hulle klippies gaan plaas, seker te maak en dan rond terug op eintlik maar net 'n koffie. Dis wat ek gedoen het. Ja. So, dit was regtig lekker geweest om deel te kon word van sy lewe. Maar ons wil vir julle een storie vertel vandag, toe hy al 'n bietjie groter was, 'n bietjie ouer was, waar ek dink die beginsel van liefde en leierskap vir ons 'n realiteit begin raak het. En dit was, ja, ek was hoërskool gewees. Ek het 'n paar pelle gehad, ons het gelyk 'n bietjie katte wat aan te vang. So ons top hier daai tipe goed. Maar dit ons nou wel, dit was nou iets ontdek waar jy, as jy nou na die kaart kyk, dit is die wiel, en dan jy mos nou die hele dop, en dan jy die klein valve, die air valve, ons het daai gesteel, so het hulle afgedra, en dan kyk jy so wie kan die beste een, of die mooiste een kry. Nou ons het dit gedoen,
En dit was obviously 'n lekker adrenalienkiek geweest en rondgehardloop en pret gehad, maar obviously ook ons weet dit is oud, ons weet dit was nie reg geweest nie. En so op 'n stadium het ek besef hierdie is nou verkeerd en ek is nou in die moeilikheid en ek moet uitkom. So na wie toe moet ek gaan? En ja, die heat het ook opgebou. Die bure het ook agtergekom iets is fout met hulle valves is weg. Toe natuurlik my ouers gekontak en ek is soos okay. In elk geval het ek met my pa gaan gesels. En ek was natuurlik bang. Ek was soos wat gaan hy sê, wat gaan hy dink? Gaan ek 'n huge pak spaar kry? What's going to happen? Maar ek gaan toe na jou toe. Jy kan ook miskien nou iets sê as jy wil en ek gaan na jou toe. En ek sê en ek vertel jou en jy luister vir my. Dis nie 'n uitbarsting wanneer jy's kwaad of jy's geskok nie. Dis net jy het vir my geluister en hoe meer jy vir my luister, hoe meer is ek gemaklik om verder aan te hou en te sê wat ek gedoen het en om jy weet te confess. Maar ook om daai vertroue en ek weet ek kan met jou praat. Ja. Dis hoe ek het onthou, nee. Hy was nooit gekom die aand en vir my vertel, okay, dis wat gebeur het. Toe besef ek, okay, hierdie is ernstig. Toe het ek vir hom gesê, maar kom ons sit in die kar. As jy reg onthou, ons sit nog in die garage, in die kar. Yes, ja. En ons het lank gepraat. Ons het reg lank gekuier. Ons het dan nog 'n McDonald's ook gaan kry. Ek dink ons het so iets gedoen. Ja, dit was iets so daai uitgegaan. Maar ek dink wat Daniel sê wat vir my verskriklik belangrik was, is toe ek baie jeugweke in kampe gedoen het, sal ek nooit vergeet wat die kinders die jong mense gesê het nie. Hulle het vir my gesê, jy weet, my ouers verstaan my nie. En ek het altyd gewonder, wat bedoel hulle daarby? En ek het agtergekom wat hulle eintlik sê is dat die ouers of ons as ouers in geneigtheid is dat ons wil graag hê ons kind moet wees soos wat ons is. Of wat selfs gebeur is dat ons probeer ons drome of ons ideale wat ons dalk nie bereik het nie nou deur ons kinders probeer bereik. So jy sit nogal druk op jou kind in plaas van om reg in sy lewe en in sy wêreld in te gaan. So ek het net besluit, weet jy wat, ek gaan luister vir Daniel en sonder om te reageer oor dit wat gebeur het, want ek het dadelik besef toe ons in die kar sit, daarna toe ons nou klaar gepraat het hy vir my gesê, toe ek hom sê, maar ek wil dit sien. Ek sal nooit vergeet nie, ons is toe daar op boontoe as jy reg onthou. En dit was my die fascinerendste ding gewees om daar in te stap en hy wys vir my hierdie houers met die verskeidenheid van doppies en ek was soos, wat, hoe het jy dit reg gekry? Maar terselfdertyd, jy weet hy dat ek stem glad nie saam met wat hulle gedoen het en wat gebeur het nie. En as ek reg onthou, nou met my op onthou, ek het toe vir jou gesê, so wat moet ons nou doen? Met ander woorde, ek het weer in jou wêreld ingegaan en in plaas van om dadelik net vir jou te straf, die vir jou al teruggesê, okay, goed, wat moet ons... Ja, 100%, dit was nie 'n ding van, jy is verkeerd nie, of jy weet, dit nie. Ek het dit al geweet. Ek het dit al geweet en jy het geweet dat ek weet. Ja, precies. En dit was goed hoe jy in 'n kalm gebly het en dit net mooi hanteer het en baie vrae gevra het. Daai 'n vraag vra wat so eenvoudig is, wat jy ook vir my wys, jy vertrou my eintlik. En wat ek nou volgende gaan sê, jy weet, dit het 'n groot impak van nou, jy luister vir my, en dan kan jy by dit uit. So dis iets wat ons saam besluit, dis nie net iets wat jy net vir my sê nie. En ons natuurlik kere ook wat dit goed is wat jy vir my sê om te doen. Ja. Maar ten dit het ek nou ook geweet. So ek het toe gesê, maar obviously het ek nie gesê pak gee nie. Ek dink ek het dit al genoem, ek was net soos as dit nie kan gebeur, dit sal dryf wees. Maar tog, jy het toe, ek ken nou wat ek gesê het en ek weet jy het toe wel voorgestel, kom ons gaan gee dit terug. En dit was eintlik moeiliker as die pak. Ek sou nie die pak gevat het, maar dit was goed. Want dan gaan kyk jy daai persoon in die oë en jy sê vir hom, en ek onthou die een ou, ek was so bang vir daai ou gewees, hy was geskok, maar ook, ek dink hy was ook geskok, want hy kan nie glo ons het dit terug, of ek het dit teruggevat nie. So ek het opgegaan en ek geklop aan die deur, ek het vir hom gegee, en jy het gelukkig net so die pad gestaan, net om seker te maak, alles is okay. Ja, en ons het die rest, so jy na die garage gevat, en gesê, iemand wat nodig het, hulle kan vat, en dit was vir my meer genuine, dat daai, ek gaan nou Engelse woord gebruik, restitution, to make restitution, om het terug te vat. Ja, en ek dink toe was ook 'n ding van vergifnis, maar ja, dit is wat.
Nou, hoe ek het onthou daai ou waar ek buite gestaan het, want ek het toe besluit ek gaan obviously saam my seun moet gaan, want ek het geweet gaan hy goed raas kry. En hoe ek het onthou is daai eerste ou by wie ons was, daai kwaai ou, hy was 'n polisieman gewees, as jy reg onthou. Daar was 'n steerder gewees wat maar ja. Want hy het vir Daniel die Lewiete voorgelees en gesê wat alles kon gebeur en dat hy actually blacklisted kon raak, en dat dit regtig sleg op jou naam sou reflekteer vir die toekoms. En ek sal nooit vergeet die Daniel se gesig was spierwit geweest. En ek het geweet, ek dink hierdie les is geleer. Jy weet, ek dink hy het verstaan en hy besef dat wat hy gedoen het was verkeerd. Weet julle wat, en as ek nou terugdink, bedoel, dis een situasie van ons interaksie op daai vlak. Daar was baie ander geleenthede waar ek het geweet, jy weet, as iets verkeerd gaan, Daniel sal met my kom praat. En ek dink dit was my grootste begeerte geweest, dat die mens weet, daar's 'n liefde. Dis amper daai hele ding van liefde, het ons nou reg ook gesê, dit begin met liefde om in daai persoon se wêreld in te kom. Dan bou mens vertroue. Jy bou oor tyd die vertroue dat hy weet, hy kan regtig met my kom praat. En dan bou dit nog meer vertroue, dat daai liefde wat ek sien, nou kan ek na jou toe gaan, maar ek is onseker dalk, maar nou sien ek, as ek na jou toe gaan, dan hoe jy reageer met liefde. En dan bou dit vertroue, en so later is ek bang, al is ek onseker, al voel ek, dat ek kan jou toe gaan, met enigiets. En ek het na jou toe gegaan met alles, en as ek nou gegaan het, was dit so 'n verligting geweest. Dis asof dit net alles wat opgekrop het, of die goed wat my ondergehou het, of sonde, of het net. En later in my lewe ook, as ek vanaf kan sê, toe ek die Here net begin soek het, toe was dit vir my soveel makliker om te sien hoe hy 'n pa is. En dat hy weet eintlik klop. Dit was baie keer dan jy klag met en dan sê ek jou van iets en dan sê soos ek het gebeur, as ek soos jy klag weet ek nie net gesê nie. En dit was eintlik so wow, want dit is presies wat ek glo die Here doen. Hy condemn jou nie. Hy wag vir jou na hom toe te gaan. En dan as jy na hom toe gaan, is hy oop arms, soos die storie van die verlore seun. Absoluut. Wat terugkom en hy is so bang en hy weet nie, maar die pa staan met oop arms. En dit is wat ek baie waardeer. En ek dink dis sommer die verhouding, ons pa en seun verhouding so sterk is, want ek weet ek kan enige iets met jou kom gesels. En nou ook my verhouding met die Here was soveel makliker om te verstaan en om in dit te klim, want ek het dit mooi gesien in ons verhouding. Ja, ek dink as 'n pa beteken dit wat Daniel gesê het, meer as enigiets in die wêreld. Jy weet, as jy ietsie kan reflekteer van wie God is vir jou, sodat jou kind dit kan sien en daarin kan volg. Ek herinner julle die gedeelte in Maleagi wat sê, jy weet, wat is die doel van die huwelik? En dan sê dit dat julle kinders sal hê, en ek spot altyd, jy weet, dit gebeur van self. Maar om kinders te hê wat God ken en dien, dis 'n totale ander verantwoordelikheid. So vandag kan ek opreg sê, daai twee beginsels, liefde en leierskap, het regtig waar deurgekom in ons verhouding met mekaar. In die opsig van liefde, waar ek dink beide van ons, ek en Daniel, kon mekaar want vir my het dit net so baie beteken, jy moet dit verstaan, jy weet, om 'n seun te hê, was vir my verskriklik spesiaal geweest, en om dan 'n verhouding te kan hê, waar hy na my toe kom, en actually, ek kan sien, hy vertrou my regtig vir hom, met goed wat vir hom moeilik is, en wat vir hom 'n issue is, was vir my meer kosbaar as enige iets in hierdie lewe. So daai verhouding, vertroue, wat die basis van liefde is, was vir my baie cool geweest. Dan die hele ding rondom leierskap, en my rol as 'n leier, as iemand wat intentioneel is om hierdie beginsel van wie God is oor te dra aan 'n ou se kind, was vir my persoonlik die geleentheid waar ons Daniel se groot word naweek of sy bar mitzwa gehad het, is maar net toe hy hier rondom 10-12 was, waar ons ernstig begin praat het oor, jy weet, wie Jesus is en wie Jesus vir hom is. En iets wat ek vir hy naweek altyd sal onthou, was net voor dit, het hy besluit, jy weet, dit is wat hy wil doen. Hy wil graag vir Jesus dien,
en hy wil 'n publieke verklaring daarvan maak, hy wil graag daar wees en hy wil gedoop word. So dit was vir my 'n baie spesiale naweek. En ek onthou jy ene klompie van jou pelle. Ek was daar na 'n baie mooi plaas toe gegaan in Somerset en ons het die naweek daar deurgebring. Soms so 1 of 2 storieetjies dalk van wat die naweek wat jy van onthou. Dit was ons was jonk en ons soos jy sê kom van my maats en ja, ons was net jy het vir ons ook weer vertrou om self kos te kry. Ons moes gaan jag. Ons het die kos gehad daar nie. Of dis wat ons gedink het. Maar jy het heeltyd mooi in die agtergrond jy gewerk. So ons moes gaan kos kry en goeders en ek onthou ons het op 'n nes afgekom. Daar was eiers in. Julle, ons is soos, hoe gaan ons hierdie eiers maak? En ons is van graad 7, ek en Danny, nou moet ons eiers maak. Julle, dit was 'n storie geweest. Ons het eiers mekaar gegooi en dit was 'n lekker mengelmoes, maar dit was baie lekker. Dit was die ergste scramble eiers wat ek in my lewe Yes, maar ons het dit so geëet uit die pan uit, geen reëls, ons het net gegaan. Dit was baie lekker geweest. Dit was net ons kon, daar was nie 'n reg en verkeerd op dit of ons het self geleer. En dit was awesome geweest en ons het wel later uitgevind dit was nie tarantaal eiers nie. Dit was eintlik hoender eiers. Ons het op 'n stadium ook toe ons tuna blikkies gekry in die rivier en so jy het baie moeite gedoen vir ons goed weggesteek en ons goed vind. So dit was awesome geweest. Vir ons het die geleentheid gehad om self bietjie net lewe te doen soos ons dit sou wou doen en jy het in die agtergrond het jy gestaan en jy het nog steeds voorsien. Ja, ons het ook lekker warm en lekker goed gedoen, lekker en toe kom dit by die actual doop wil jy toe ja. Ek dink dit was vir my as ek miskien net by die paas kan praat, jy weet, of vir jou as ouer of dalk as jy enkel ou jy sit mamma en jy moet hierdie rol beides vertolk van 'n pa en van 'n ma. Jy weet, ek dink ons geloof is juis 'n geloof van verhouding. Ons geloof is nie 'n geloof van reëls en regulasies nie. Ons geloof vloei uit ons verhouding met God. As ek die oomblik as dit andersom het, jy weet, die woord is vol daarvan, dan volg ek eintlik maar reëls wat godsdiens is. So my begeerte was geweest dat daar 'n verhouding tussen my en my seun sal wees. 'n Verhouding tussen my en my kinders sal wees. En eerlikwaar vandag kan ek sê, ek dink daai was vir my van die kosbaarste geleenthede waar ek begin besef het dat daar waar ek inisiatief geneem het, daar waar ek intentioneel was rondom my geloof, jy weet, het my kind gereageer en was dit vir my uit hierdie verhouding uit kon ek sien hy maak besluite wat regtig waar die Here gelukkig maak, as ek dit so kan sê. En vandag is dit ons voorreg, jy weet, om aan te kan gaan in die verhouding. En is dit vir ons baie lekker om ook te kan sê dat ons sien uit na die volgende hoofstuk in hierdie verhouding. Vandag is Daniel getroud. Net maar vinnig, ek wou net iets sê as ek kan. So wat ek ook besef het, soos ek nou 'n bietjie ouer is en soos mens nou met ander mense begin praat oor die goed, hoe belangrik dit was dat jy dit baie prakties ook daai dag byvoorbeeld gedoen het. Daar was 'n doodskus gewees, ek het 'n horlosie gekry. Daai tipe goedjies en ek dink dit het ook 'n impak gemaak. So jy as 'n pa kan ook inspreek in jou seun se vriende se lewens. En ek dink hulle het dit ook beleef en dit was fantasties. En op 'n stadium, dit was baie snaaks in hoërskool, so 2 of 3 van my vriende, daar was een spesifiek, hy het baie keer kom kuier by ons, want sy ma was nie by die huis en sy pa was weg, hulle was geskei, so hy wou nie huis toe gaan nie. En hy kom kuier by ons en een keer toe kom hy na ons huis toe, en hy sê, hallo Daniel, ek sê net nie met jou te kuier, en ek sê, maar ek is my vriend, kom ons jy daar nie, en toe kom kuier hy vir julle. En nou ook, as ek nou vir my vriende kyk, dies wat sukkel, is dies wat nie 'n pa het nie, en hulle het dit so nodig, en ek onthou die ouens het gekom en hulle het dit so waardeer. So jy kan ook as 'n pa dit loop oor aan die ander toe. En as ek dalk 'n hele laaste ding kan sê wat ek ook al gesien het, daai the world needs a father en so baie van die goed in die gangs en waar dit moeilik gaan in ons gemeenskappe is omdat daar nie paas is nie. En ek dink dis huge. Right? Leierskap maak 'n massive verskil in die huidige generasie, volgende generasies waar jy nou kan aangaan oor. Nee, absoluut. Jy weet, en soos jy sê, na die volgende generasie. So ons is baie opgewonde om te sien wat die volgende generasie gaan wees en om daai journey saam te kan gaan. So dis vir ons 'n voorreg dat die familie groei en dat ons hierdie kan aanpas vir die volgende generasie. Ek wil afsluit met Efesiërs 6. Efesiërs 6 sê dat vir die paas wil ek dit sê, behandel julle kinders so
dat hulle nie rebel sal raak nie. En basies wat dit vasvat is daai twee beginsels van liefde en leierskap. So my rol as 'n pa is om daai balans reg te kry tussen liefde en dissipline. En die kern of die belangrikste aspek van dit is vertroue. En vertroue is iets wat mense oor jare bou. Vertroue is eintlik nie 'n perfekte wêreld nie. Vertroue is wanneer ek kan erken dat ek het 'n fout gemaak. Daar was tye wat ek dinge gedoen het wat ek bereid was om te sê ek is jammer. En daar's ander tye soos in Daniel se geval wat hy na my toe gekom het. Ja. Jy weet, so ek dink as 'n mens daai balans kan regkry. Ja. Tussen liefde en dissipline. Ek dink dan vorder 'n mens baie goed. Ek wil ons afsluit met 'n gebed. Vader, dankie dat U vir ons eintlik die ultimate voorbeeld is van liefde en van dissipline. Dat U woord sê dat U seun gegee om deel te raak van ons wêreld. En U seun het gehoorsaamheid geleer deur dit wat hy die Engels sê gesuffer het, wat hy swaar gekry het. So Here, wees vir ons genadig, elke pa, elke ma daar buite wat in hierdie fase is van kinders grootmaak, wat jy soms net voel, wow, dit is te veel. Vader, dankie dat U daar is, dankie dat ons altyd na U toe kan draai, want U is altyd daar, en dat U vir ons help om daai balans in hierdie lewe reg te kry tussen liefde en dissipline. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. En wat is, wat was en wat nog gaan kom. Die juk is sag en die laas is lig. Die koning van my hart vir nou en vir ewig. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons groote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. En wat is, wat was en wat nog gaan kom. Vir ons gesterf, nou is ons vrygekoop. O, die hemel gaan 'n feestyd vir ons wees. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons groote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die
prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde